Annie en Helen is die val van Helen Keller en dan van die onderwyseres Annie Sullivan wat op haar pad kom en haar hele wêreld ontsluit. En dit is vir ons belangrik om die storie nou te vertel omdat ons in hierdie taal praat, in hierdie tyd leef en die feit is dat wat vir my een van die mooiste lyne in die toneelstuk is dat taal vir die brein is soos lig vir die oë. En Helen is van dat sy 18, 19 maande oud is in 'n wêreld wat net donker is. Sy kan nie hoor nie, sy kan nie sien nie, daarom nie praat nie. So die toneelstuk se stryd is om een woord op 'n stadium sê Annie vir haar, ek moet vir jou een woord leer, net een en dan 'n miljoen. En dit is vir my die sleutel daar. Dis wat taal en die manier waarop ons kommunikeer vir ons almal beteken. Ek gaan nou eers met Henny het geskryf en doen die regie. So ek gaan dit sê van my kant af. Ek het die teks gelees en ek het gister met die repetisies het hulle die eerste om die tafel lees gedoen. En dit het vir my uitgebuld, dit het my plat geslaan in my maag. Ek het baie keer hardop gelag want dit is werklik snaaks. Ek het 'n paar keer groot golfvalle moes ek afsluk. Ek het hoendervleis gehad en op die ou ende was dit wat was soos 'n toegetrekte weer wat donker wolke en dan gaan dit net oop en die son skyn deur. Dit was so helend vir my. So as ek nou die vervaardiger, maar vir iemand wat nou net van buite af kyk, dit is wat ek ervaar het en dit is net met die eerste lees. So ek weet nie die mense daar nog kostuums, julle het dan net begin werk. So dit gaan beeldskoon wees. Dit is altyd vir my moeilike vraag. Ek kyk nie na taal nie, soos ek nie na my longe kyk nie. Ek haal asem. Ek gaan weet as daar fout is. Maar toe ek hierdie teks vertaal, dis my joy van vertaling is dat jy moet die korrekte alternatief kry en dan moet jy 'n manier kry om dit 'n bietjie poetry te maak. En Afrikaans is asemhaal. Afrikaans is net die taal waarin ek praat, dis die taal waarin ek skryf. Dis die taal dat baie keer as hulle dit sê op die verhoog as die aan sy mond opmaak of Bianca of Elden of Sintyn, dan staan ek net reg en ek gaan dit is soos 'n bekende swembad waarin ek duik. Dis my plek. Ek is baie opgewonde. Ek is 'n bietjie op my senuwees want dis 'n uitdagende rol en ja, maar ek dink ek gaan dit kan aanpak. Ek is baie opgewonde. Dit gaan regtig ongelooflik wees. Ek dink, wel dit is obviously baie makliker want ek het nou nie so baie woorde om te leer nie. Maar dit is seker moeilik, maar ek dink ja, dit gaan vir my moeilik wees om soos van ek moet nou die hele tyd proses in my kop en ek met alles wat ek doen, moet ek dink sodat dit lyk of ek soos amper dit gesê het, maar dit is nou net in my kop om nie jou sig of jou gehoor te hê nie, soos in nogal scary as ek nou soos ek en Henny het al met my geoefen en ek moet dit nou by die huis ook doen om myself te blinddoek en oorpleisies in te sit sodat ek soos regtig kan voel hoe dit is. Ek raak so bang by my huis. Mense dink jy ken jou huis baie goed, maar as daai goeders van jou wegvat, soos ek maak heeltyd so ek soos fasiteer. Maar ja. So dit is vir my verskriklik lekker om saam met haar te werk. Ek dink ons het al klaar baie goeie band gebou tussen ons twee. Ek dink ons gaan baie goed saamwerk. Ek dink ons persoonlikhede is baie dieselfde en ja, dis baie lekker om saam met haar te werk. Ek dink wat my nou hierdie rol te aangetrek het is natuurlik die ongelooflike storie van hierdie twee vrouens en hoe hulle bo hulle situasies uitgestyg het en net hulle self nie jammer gekry het, nie vir 'n oomblik nie en hulle self ja, die hele tyd moed ingepraat het van ek kan 'n beter lewe hê as hierdie en ek kan hierdie vir myself doen. En dan natuurlik, ek het so lank klaas met Henny gewerk, nog nooit in kapasiteit as regisseur nie. Hy het al werk vervaardig waarna ek gespeel het. So vir my was dit ek moet hierdie kans aangryp om saam met hom te werk. En dan natuurlik, die aktrise wat Helen speel is 13 jaar oud. Ek het nog nooit met iemand so jonk gewerk nie, so mens moet jouself uitdaag. En dan natuurlik die geselskap ook, is so wonderlike geselskap. Ek het nog nooit met Stean Bam gewerk nie. Met Bianca Flanders het ek al TV gedoen, ek het nog nooit met Elton gewerk nie. Ag so, daar was 'n klomp goeters wat my aangetrek het, maar ek dink die grootste ding eintlik, om eerlik te wees, dit het my bang gemaak. So te sê ek ja.